Baie geluk met die aankoop van jou skaap bestuurshandleiding. Ek vertrou dat jy sommer baie waarde sal kry uit hierdie handleiding. Net so ietsie ekstra. Die meeste boere wat die handleiding aankoop, koop gewoonlik ook die skaap bestuursprogram. Nou hierdie is 'n baie handige stukkie gereedskap wat jou kan help om jou deur elke stadium van die reproduksie siklus te vat. Stap vir stap aksies wat jy kan implementeer. So ek gaan vinnig vir jou wys wat jy te wagte kan wees as jy hierdie skaapbestuursprogram aankoop en hopelik kan dit vir jou van baie waarde wees. Goed, as jy besluit om die welvaart met skaap bestuursprogram aan te skaf, dan sal jy by 'n dokument uitkom wat so lyk. Dit is 'n Google sheet of dan 'n Excel sheet, spreadsheet. Hoe hy basies werk is, hy bestaan uit drie blaaie. Die eerste een is net notas en dan die jaarlikse bestuursprogram en 'n 8 maande bestuursprogram. So as jy dan deur hom gaan, dan sal jy sien daar is al die siklusse gedurende die reproduksie siklus van die ooi, van die voorbereiding van paartyd af tot na speen, en dan is daar ook spesifieke aksies wat binne elkeen van daai periodes moet plaasvind, waar jy kan deurgaan. En dan het ek ook hier op die regterkant het ek dokumente en video's waar ek links ingesit het. So as jy dan daar gaan klik, dan is dit net 'n link wat vir jou nog meer inligting gaan gee oor hoekom jy daai goeders moet doen en ook hoe jy dit moet doen. Soos byvoorbeeld hierso by dekbehendigheid en toets van vrugbaarheid. As jy daar gaan klik, gaan jy 'n volledige dokument kry wat vir jou sê hoe al daai goeders werk. Hier is 'n dokument oor hoe werk die Kocheram effek, die voorbereiding van teel, en dan hierso het ek ook skakels na byvoorbeeld 'n N-program van Design by Logic ingesit. So en hier gaan nog meer skakels bykom, so hierdie is ook 'n lewendige dokument. So as jy hom aflaai, sorg dat jy skakel iewers stoor op jou rekenaar waar jy kan maklik toegang kry tot dit. Dan as ons gaan kyk by die bestuursprogram self, hierdie is nou 'n jaarlikse bestuursprogram. So al wat jy moet doen is, jy moet net die paardatum insit. So as jy die paardatum ingesit het hierso, dan gaan jy net so 'n bietjie kleiner maak, dan sal jy kan presies sien wat is die spesifieke datum waarop hierdie goed moet gebeur. So as jy dan jou datum ingesit, sê nou maar die 15de Maart 2025, dan weet jy moet al die 14de Maart, 14de Januarie moet jy begin met jou voorbereiding, en dan is die datum ook wat jy dan in jou kalender kan insit vir elke spesifieke stadium klaar uiteengesit daarso. En dit is vir 'n 2 jaar periode wat hy kan aangaan. So jy kan sien tot by die laaste fase, dan 21 Desember 2026. En dan as jy gaan as jy op 8 maande siklus is, dan sit jy ook maar net eenvoudig jou paardatum daarin, en dan hierdie ene werk dan op elke 8 maande. So jy sal die volgende paardatum sal dan 8 maande later wees, en so gaan hy maar net aan. So dit is hoe hy werk, en jy kan, as jy hierdie dokument, jy sal nie kan gaan verander op die dokument nie, maar as jy dan jou eie goeders hier wil intik, dan kan jy net hier gaan klik op file, make a copy, en dan kan jy 'n afskrif of 'n kopie gaan maak daarvan, en jy sal nog steeds toegang hê tot daai skakels, maar dan kan jy jou eie goeders hier intik. Jy sal dit nie op hierdie ene kan intik nie. So dit is maar hoe dit werk. Ja, ek hoop dit sal vir jou van waarde wees.